Goeiedag en baie welkom by Soeklig, waar die soeklig val op die groot verhaal van die Bybel, die storielyn van die Bybel. En ons aanbieder en spreker is Dr. Jacobus de Koning. Dr. Jacobus de Koning is van die Antipas gemeente, 'n gereformeerde baptiste gemeente. Wanneer 'n mens die Bybel lees, moet 'n mens dit van naderby kan lees, om die klein stukkies detail, besonderhede in 'n teks raak te sien. Maar 'n mens moet ook in staat wees om 'n tree terug te staan en die groot verhaal van die Bybel raak te sien. En vandag staan ons stil by die groot narratief van die Bybel. En mag jy, terwyl jy hierna luister, ergens in hierdie groot verhaal jouself raak sien. Want God se genade maak dat ons elkeen ook deel is van hierdie storielyn. Ek dink jy sal met my saamstem dat as jy 'n storieboek lees, asof dit 'n woordeboek of 'n telefoonboek is, wel, dan gebruik jy nie daardie storieboek vir dit waarvoor dit bedoel is nie, né? Nou, ek is bevrees dat baie Christene die Bybel so hanteer. Hulle hanteer nie die Bybel soos die Bybel bedoel is, soos God bedoel het dat dit gebruik moet word nie. Kom ek maak dit baie duidelik. Dis uiters belangrik om te onthou dat die Bybel is nie 'n wetboek met 'n klomp reëls wat jy maar net kan nakom en dit verseker 'n beter lewe nie. Die Bybel is ook nie 'n toorboek nie. Ons kan dit nie hanteer soos 'n toorboek. Met ander woorde, jy pluk 'n versie uit en daardie versie is God se woord vir jou vir die dag of vir die oomblik nie. Daarmee sê ek nie God kan per geleentheid so met 'n mens praat nie. Maar is definitief nie waarvoor die woord bedoel is nie, die Bybel bedoel is nie. Die Bybel, kom ek maak dit baie duidelik, is een groot verhaal of storie. Die verhaal van die wêreld en die kosmos, die ware verhaal van die wêreld en die kosmos. Of as jy wil, God se storie van die wêreld, die kosmos, geskryf deur sy mense oor baie eeue heen, met verskillende invalshoeke, verskillende genres is gebruik, maar is een verhaal van die wêreld. Nou, kom ons dink net 'n bietjie oor verhale en die belangrikheid van verhale. Ek en jy het elkeen 'n verhaal. En as ek jou wil verstaan, dan moet ek jou verhaal verstaan. Anders gaan ek tot verkeerde konklusies kom omtrent wie jy is. Ek gaan dalk verkeerde opmerkings maak in 'n gesprek wat jou gaan seermaak. Dit is uiters belangrik om jou verhaal te verstaan. Nou, daar's ook groter verhale. Dit word, om die groot woord te gebruik, metanarratiewe genoem. Daar's ook groter verhale waarvan elke mens, bewustelik of onbewustelik, deel is. Die een verhaal is die, kom ons noem dit, die sekulêre of die humanistiese verhaal van die werklikheid. Wat sê wel, alles het begin met tyd en toeval, en daar's nie eintlik lewe na die dood nie. Die sin of die betekenis van die lewe of die geskiedenis is maar net vooruitgang deur tegnologie en die wetenskap. Maar dan is daar natuurlik ook 'n ander groot metanarratief. En dis die Bybel, wat begin met 'n skepping, 'n sondeval, 'n punt waar verlossing bereik is, en dit eindig met 'n nuwe skepping. En die betekenis van die lewe of die geskiedenis is dan die vooruitgang van die koninkryk van God. En hou daai term vas, ons gaan net nou 'n bietjie meer nadink oor hierdie term koninkryk van God. Maar dit is baie belangrik. Jou lewe word beïnvloed, of laat ek so sê, die verhaal waarvan jy deel is, het 'n invloed op hoe jy lewe. As jy jouself sien as deel van hierdie, kom ons noem dit, sekulêre of humanistiese verhaal, wel, dan maak dit nie eintlik saak hoe jy lewe nie, né? Of jy nou 'n ou tannie oor die straat help, of jy haar omstamp, wat maak dit eintlik saak, want die lewe eindig hier. Kom ons dink oor die Bybel as een verhaal, dis baie belangrik. Die Bybel is een verhaal van die werklikheid. En as jy dit nie verstaan nie, gaan jy geïsoleerde gedeeltes uit die Bybel pluk
en jy gaan tot verkeerde konklusies kom omtrent God, die mens en waaroor die lewe gaan. Met ander woorde, jy gaan die Bybel opdeel in brokkies en daai brokkies gaan weer opgelos word in die sekulêre verhaal. En jy gaan leef soos die wêreld en nie soos God wil hê jy moet leef nie. Die Bybel is een verhaal. Ek dink jy ken dalk die storieetjie van die 5 blinde mans wat vir die eerste keer 'n olifant raakgeloop het. Elkeen het 'n deel van die olifant betas en tot 'n sekere gevolgtrekking gekom oor wat dit sou wees. Een ou het gesê dis 'n tou, wel hy was seker by die slurp. 'n Ander ou 'n muur. Hy was seker hier by die kant van die olifant, ander ou 'n waier, hy was waarskynlik by die stert en so voorts. So elkeen het 'n gedeeltelike antwoord gegee, maar hulle was almal verkeerd. As jy die Bybel wil verstaan, moet jy die geheel verstaan. En elke gedeelte van die Bybel, elke klein stukkie, elke vers in die lig van daardie geheel. Ons kan as te ware sê die Bybel is soos een van daardie groot ou kathedrale in Europa. As jy by die verkeerde deur ingaan in daai kathedrale, dan gaan jy nooit weet hoe die plek in mekaar sit, in mekaar pas nie. Jy moet by die regte deur ingaan. Nou, die Bybel het as te ware ook so deur. Een deur met, kom ons noem dit, 2 kante. En hierdie deur kan ons noem die verbond van God of die koninkryk van God. Die Bybel begin met die verbond van God in Genesis. Ons sien in Genesis 1 en 2 dat God as te ware sê, ek wil vir jou God wees. Hier's alles, die tuin, al die bome, hier's vir jou 'n vrou wat by jou pas ensovoorts. Ek wil vir jou God wees, maar jy moet my mens wees. Wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, moenie eet van die boom in die middel van die tuin. Nou, dwars deur die Ou Testament kry mens die formule, en in die Nuwe Testament ook, selfs hier in Hebreërs 8 en verder, ons sal sien ook in Openbaring, die formule, ek wil vir jou 'n God wees, jy moet my volk wees of my mens wees. En ons sien, jy kry dit nou alreeds eintlik hier in Genesis 1 en 2. Ek wil vir jou God wees, jy moet my mens wees. Ons sou dit ook die koninkryk van God kon noem. Wat kry ons in Genesis 1 en 2? God se mense is op die plek wat God wil hê, Eden, onder sy woord in heerskappy. As sonde inkom, dan word mense uitgedryf uit hierdie tuin. En hulle is nie meer op God se plek onder God se woord nie. Maar goed, die Bybel begin dus met die verbond of die koninkryk, en die Bybel eindig daarmee. Miskien kan jy gou blaai na Openbaring 21 vers 3. Openbaring 21 vers 3, daar lees ons die volgende. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense, en hy sal by hulle woon, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Dis hoe die Bybel eindig. Miskien vra jy op hierdie punt, maar waar pas Jesus Christus in? Wel, die hele Bybel gaan eintlik oor Jesus Christus. Daar's nie net 'n paar messiaanse gedeeltes in die Bybel wat na hom verwys nie. Hoekom sê ek so? Ek sê dit want alles in die Ou Testament se verbondsverhouding, waarna ons nou verwys het, is eintlik 'n afbeelding van hom, Jesus, wat die uiteindelike God vir ons is. En ons sien dat hy vir ons is, veral in die feit dat hy die prys betaal vir ons skuld op Golgotha, op verlossing bewerk. Hy's vir ons. Hy is die brood van die lewe. Hy's die lewende water. Hy's die goeie herder en so meer. Hy's God vir ons. Hy vervul daardie kant van die verbond. Maar hy vervul ook die ander kant, die jy moet my volk wees kant. Kom hy suksesvol na in ons plek. Dink net daaraan, waar die tabernakel en die offers en die land alles te make gehad het met hoe God se volk kan wees. Met ander woorde, of hoe die volk God se volk kan wees. Kom Jesus nou en hy neem in homself al daardie elemente oor, né? Ons weet dit. Hy is die eintlike tabernakel of tempel waar ons God ontmoet. Hy bring die finale offer. Al die feeste
van die Bybel word vervul in hom, die Ou Testamentiese feeste. Hy is die Alfa en die Omega. En nou, elke kleiner gedeeltjie in die Bybel moet nou gelees word in die lig van hierdie werklikheid. Watter werklikheid? Die deur met die twee kante en Jesus Christus as die een wat kom om dit te vul, om dit volle betekenis te gee. Kom ek gee een simpel voorbeeld, of een voorbeeld, ons moet dit nie 'n simpel voorbeeld noem nie. Kom ons neem een voorbeeld van 'n kleiner gedeelte wat ons moet lees in die lig van die groter werklikheid. Vat die gedeelte van Dawid en Goliat. Ons almal het dalk al boodskappe daaroor gehoor en soms kry jy die indruk dat jy moet soos Dawid wees en die Goliats in jou lewe oorwin. En die klippies wat jy moet gebruik is miskien iets soos geloof, hoop, liefde of die vrug van die gees of wat ook al. Die vraag is dit hoe ons daardie verhaal moet lees in die lig van die groter werklikheid waarna ons nog gekyk het? Waar bevind ons onsself? Is ons Dawid? Nee, die Nuwe Testament maak dit duidelik, Jesus is nou Dawid, die groot Dawid. Is ons Goliat? Verseker nie, ons staan tog nie teen Jesus nie. So as ek myself moet plaas in daardie gedeelte, is ek by die volk. Die volk wat ingaan in die oorwinning wat koning Dawid oor Goliat behaal. En dis waar ons onsself bevind. Jesus, ons koning Dawid, oorwin die bose in ons plek, met alles wat dit behels, en ons gaan in sy oorwinning in. So goed, ek het dit maar net as voorbeeld gegee, hoe 'n kleiner gedeeltjie in die lig van die groter geheel gelees moet word. In ander woorde, ons lees nie net Dawid as 'n voorbeeld van hoe ek moet wees, en ek kry dit in elk geval ook nie reg nie. Ek moet dit lees in die lig van hierdie groter prentjie. Maar goed, kom ons gaan terug na die Bybel as een verhaal. Nou, dramatiese verhale of stories dwars deur die geskiedenis het 5 bedrywe gehad, en ek gaan terwille van die tyd nou nie vir julle presies sê wat ons in elkeen van daai bedrywe gekry het. Maar dit is baie interessant. Die Bybel is so 'n dramatiese verhaal. En jy kan die Bybel ook in 5 bedrywe opdeel. Eindelik kom daar nog 'n 6de bedryf by, want die Bybel is nog nie klaar met die einde, of laat ek so sê, as die Bybel eindig is dit nog nie klaar nie, daar is ook eintlik 'n 6de bedryf as die koning terugkom. Maar ons kan die Bybel aan die hand van daardie verskillende bedrywe indeel. So wat ek nou wil doen is om net baie vinnig vir julle so 'n voelvlug te gee oor hierdie bedrywe. En ek hoop dit gaan jou help om die lyn te sien, die storielyn dwars deur die Bybel. In die eerste bedryf 1 van hierdie verhaal, God se verhaal, hierdie storie, hierdie dramatiese verhaal van die wêreld en die kosmos, in hierdie eerste bedryf vestig God sy koninkryk. Dis wat ons kry by die skepping. Hy vestig sy koninkryk. Wat kry ons daar? Wel, ons sien God se mense is op God se plek onder sy heerskappy, sy woord. Ons het nou reeds daarna verwys. God wil vir hulle God wees, hulle moet sy volk wees. En hierdie mense moes as sy beelddraers vermeerder en die aarde vul. Dis wat ons kry in bedryf 1. In bedryf 2 gebeur daar iets, en dis gewoonlik by alle dramatiese verhale so, daar's 'n ontwrigting van dit wat daar was, van die stabiele toestand wat daar was. En dis wat ons kry, veral in Genesis 3, as ons 'n rebellie kry in God se koninkryk. Ons kry 'n rebellie in God se koninkryk. God se mense wat in verhouding met hom was en met mekaar was en in die geskape werklikheid, as gevolg van ongehoorsaamheid aan hom, rebellie teen hom, is nou uit verhouding met hom en uit verhouding met mekaar, en hulle word uitgedryf uit die plek van God, waar God hulle gehad het. En dis natuurlik 'n toestand van dood ook eintlik, né? Mens wonder baie keer hoekom het God gesê die dag as julle eet van die vrug gaan julle sterf, en dan sien ons nie dat Adam en Eva omval nie, maar daar is tog 'n verskil tussen wat voor die tyd was en wat na die tyd was. Waar hulle gewandel het met God, is hulle nou bang vir God, hulle kruip weg vir God, hulle beskuldig mekaar.
So, daar het iets geweldigs gebeur met die sondeval. Verhouding met God is verbreek met mekaar in die geskape werklikheid. Dis wat ons kry in bedryf 2, Genesis 3. 'n derde bedryf wat 'n geweldige groot deel van hierdie storie bevat, is die koning, of ek dit so noem, mens kan dit so verwoord, jy kan die as tema gee of titel gee, die koning kom kies vir Israel en hy begin om verlossing te initieer. En dis wat ons kry in Genesis 3 tot 11. Die wonderlike is dat God nie die mens los nie. Hy los nie die mense. Ons sien dit byvoorbeeld al as hy klere gee vir Adam en Eva en as hy die sogenaamde moederbelofte gee in Genesis 3 vers 16. So God se bedoeling bly steeds om te verlos ten spyte van sonde. Ten spyte van sonde. Ons sien dit ook as hy weer 'n verbond met Noag maak. Letterlik daar, as mens die teks gaan lees, kry mens die indruk dat hy die verbond gaan herstel. Dit, as mens mooi kyk na die Hebreëus, is dit die indruk. Daar was 'n verbond en hy gaan dit herstel met Noag, wat hy natuurlik red na die sonvloed, nadat die goddeloosheid so vermeerder het. Begin God weer met Noag en sy nageslag nuut. Maar jy sien, daar's heeltyd, en ons moet dit dwars deur die verhaal sien, daar's heeltyd die probleem van sonde, né? En ons sien dit as die mense na die sonvloed die toring van Babel bou, waar hulle vir hulle self 'n naam wil maak en nie versprei oor die aarde soos God bedoel het dat sy mense, sy beelddraers moet versprei oor die aarde nie. En wat doen God? Wel, hy verwar hulle taal sodat hulle versprei. Baie belangrik. Tot op hierdie punt in die Bybelse verhaal het God met die hele wêreld as te ware gewerk. Met alle mense. Maar nou, na Babel, fokus God in op een man in sy nageslag. En hy werk met hulle. En dit bring ons by Genesis 12. Die verbond met Abraham. Is interessant, net so terloops, in Genesis 12, 5 keer word die woord seën gebruik. En in Genesis 1 tot 11 word die woord vloek 5 keer gebruik. Jy kan dit maar self nagaan. So God sê daarmee dat deur Abraham gaan hy die vloek omkeer. Abraham is 'n nuwe Adam figuur. En weer eens sê God, hy gaan 'n land gee vir sy nageslag. Hy wil ek wil vir jou God wees, jy moet my volk wees, verhouding met hom staan. En hy gaan sy nageslag vermeerder en deur hulle gaan daar seën kom vir die nasies. So weer eens groot nageslag. En hierdie keer is dit, ek sal jou nageslag groot maak. Maar baie duidelik, Abraham is 'n nuwe Adam figuur. God begin nuut en die klem is nou die seën vir die wêreld deur hierdie volk. Dan kom ons by die boek Exodus, waar ons sien dat God hierdie nageslag van Abraham vorm tot sy volk. Ek gaan nie baie tyd spandeer nou op die verlossing uit Egipte waar God hulle bevry nie. Maar dit is belangrik, na daardie verlossing uit Egipte uit vorm God die nageslag van Abraham tot sy volk. Hy wil hê hulle moet, en dit sien ons in Exodus 19, 'n heilige volk wees, 'n koninklike priesterdom. As volk moes hierdie volk Israel soos priesters staan tussen God en die wêreld. En vir die wêreld wys hoe lyk mense wat in 'n verbondsverhouding met God is, want God sluit 'n verbond met hierdie volk, né? En hy sê vir hulle, ek wil vir jou God wees, dit wat hy doen op Sinai, of eintlik alreeds wat hy gedoen het met die verlossing uit Egipte, hy gee vir hulle voorskrifte vir hulle lewens, sodat hulle 'n heilige volk, 'n koninklike priesterdom kan wees, wat vir die wêreld wys, wie's God en hoe lyk mense wat onder God se beheer lewe, op God se plek. Ons sien ook in Exodus dat God die voorskrifte gee vir die tabernakel, en die tabernakel, dit is baie interessant, die hele oprigting van die tabernakel,
die tyd wat dit vat om dit op te rig ensovoorts, herinner aan die skepping, en dit wat ons kry in die tabernakel, herinner aan dit wat ons kry in Eden. Die engele en so meer. Die boom van die lewe word afgebeeld in hierdie tabernakel. Gaan lees self. Wonderlik. So, die tabernakel en die volk rondom hierdie tabernakel as te ware, is Eden in die kleine, en God wys as te ware daardeur wat hy vir die wêreld wil. As jy op daardie stadium van bo af kon kyk, en jy sien hoe al die stamme kamp rondom die tabernakel, waar God se teenwoordigheid is, dan sou jy as te ware sien, wat wil God vir die hele skepping. In die kleine sien mens dit al daar, in Exodus, in die oprigting van die tabernakel. Na Exodus kry mens Levitikus. 'n sleutelvers in Levitikus is Levitikus 26 vers 12, waar God weer sê, ek wil in julle wandel in julle midde, en ek sal vir julle God wees, en julle moet my volk wees. En die hele Levitikus gaan eintlik daaroor, hoe leef ons met God in ons midde? En die eerste deel van Levitikus gaan eintlik oor, ek wil vir jou God wees, want daar kry ons versoening, die priesters en die offers. En dan in die tweede helfte van Levitikus kry ons die Christelike lewenswandel, hoe moet dit lyk? Dis Levitikus. In Numeri en Deuteronomium is die volk in die woestyn. En wat ons daar moet sien, is weer eens 'n mislukking om te leef as God se volk, want daar is weer eens nog steeds die sondeprobleem. In die boek Joshua sien ons dat God gee vir Israel die land. Hulle is in die land, maar in die boek Rigters is daar weer rebellie in die land. In die boek Samuel verander hierdie volk weer tot 'n koninkryk. Hulle wil 'n koning hê soos die nasies. God wil hê hulle moet 'n koning hê binne die teokrasie, die godsregering. Maar baie belangrik, daar sien ons weer dat God se mense is op God se plek onder 'n koning wat hy gee. En vir 'n oomblik onder Dawid en Salomo sien mens hoe moet dit lyk. Maar ook daar is nog 'n sondeprobleem, né? Ons weet van die val van Dawid. Maar daar's beloftes van iets meer. 'n troon van Dawid wat vir ewig sal staan. Sy nageslag sal op daardie troon sit. In die boek Konings sien ons hoe die volk rebelleer, en as hulle uit die land in ballingskap gaan, gebeur natuurlik presies dieselfde as wat weer eens by die sondeval gebeur het. Hulle is uit God se plek, omdat hulle God se woord verwerp het. In die boek Esdra en Nehemia is daar 'n terugkeer, maar daar is 'n teleurstelling, want dis nie wat hulle verwag het nie. Die tempel is baie kleiner, en dis nie wat hulle verwag het nie. Maar in die profete is daar 'n boodskap van hoop. Mens dink aan Jesaja 53, en Esegiel 36, Jeremia 31, die belofte van 'n nuwe verbond, 'n tydperk wat God vir hulle 'n nuwe hart gaan gee, en hulle gaan reinig. Net so terloops, baie van die beloftes wat ons kry in die Ou Testament, word gegee in die idioom van die ou verbond. Ons lees van Dawid wat weer op sy troon gaan sit, en die tempel wat gaan herbou word. Maar dis natuurlik ou verbondstaal, hulle kon nie anders daaroor praat nie. Ons sien in die Nuwe Testament dat ons nie moet dink aan 'n fisiese herbou van die tempel en 'n reïnkarnasie van Dawid nie. Dit gaan oor Jesus en wat waar geword het in hom. Ek gaan nie baie sê oor die wysheidsliteratuur nie. Dit wys maar net hoe moet die Israeliete leef binne die raamwerk van die ou verbond, met wysheid. Met wysheid. Voor ons kom by die volgende gedeelte in die Bybel, die koms van die koning. In Bedryf 4 kry ons 'n tussenspel. Dis die tussentestamentêre tydperk, die tydperk wat verloop tussen die testamente. Dis so 'n tydperk van 400 jaar. Dis belangrik om dit ook te verstaan, dan verstaan jy hoe nasionalisme ontwikkel en hoekom die ouens nie gehou van Jesus nie. Ek gaan nie nou daarby stil staan nie. Kom ons dink net vir 'n oomblik aan die koms van die koning. As Jesus kom, hoe begin die evangelies? Die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo hierdie goeie nuus. Toe Jesus kom, sê Jesus as te ware, het dit weer moontlik geword om God se mens op God se plek onder God se beheer te wees.
Wie is hierdie Jesus? Matteus 1 vers 1 sê, hy is die seun van Abraham, daar is die verbond, en die seun van Dawid, daar is die koninkryk. Nee. En Matteus gee vir ons 'n voorbeeld van hoe Jesus ook die ek wil vir jou 'n God wees kant oorneem. Of laat ek so sê, hoe Jesus ook die jy moet my volk wees kant oorneem, ekskuus. Is interessant, in Matteus 2, baie vinnig, word Jesus uit Egipte, sy ouers vlug uit Egipte, soos die volk uit Egipte gekom het. Jesus gaan deur die water by sy doop, soos die volk deur die water gegaan het. Hy word versoek, soos die volk in die woestyn. Hy slaag waar hulle misluk het onder wonderlike omstandighede, slaag hy onder haglike omstandighede. Terloops, hy haal aan uit die verbondsboek Deuteronomium, hy slaag waar hulle misluk het. En dan, na die woestyn kom Jesus op die berg, soos die volk by die berg kom, en ons kry in Matteus 5 tot 7 die nuwe riglyne vir die nuwe volk van God. En dan kom ons by die kruisiging van Jesus. Kom ons by die kruisiging van Jesus, waar hy kom wys ten diepste dat hy God vir ons is, en hy kom handel met die probleem van sonde. En hy wys hoe kan hy sy lewe van in die regte verhouding met God wees en met mense oordra aan ons op 'n regverdige manier. En dis wat gebeur op Golgotha aan die kruis. Ons kon nou baie daaroor sê, maar kom ons gaan aan. Die opstanding van Jesus is die stempel van God dat hy het gedoen wat nodig is om te handel met sonde en die koninkryk te herstel. Uiteindelik eindig Matteus 28 met die disippels wat uitgestuur word, en wat moet hulle doen? Hulle moet na al die nasies gaan en hierdie evangelie verkondig. Jy sien God se planne steeds om die wêreld te vul met sy beelddraers. In 'n vyfde bedryf sien ons hoe die nuus van hierdie koning versprei, en dis waar ons die sending van die kerk kry. En hier kan ons twee tonele as te ware onderskei. Die eerste toneel sou ons kon sê, hoe hierdie nuus versprei van Jerusalem tot Rome. Die boek Handelinge begin met die hemelvaart van Jesus, die verhoging van Jesus. In Handelinge 1 vers 6 lees ons 'n baie belangrike vers, waar die disippels sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En dan antwoord Jesus, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. In Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. So Jesus sê nie, ek gaan nie nou die koninkryk weer oprig nie. Hy gaan die koninkryk oprig. Maar op 'n ander manier is wat hulle dink. Nie net as 'n koninkryk vir Israel nie, maar weer eens as 'n koninkryk vir God. Hoe gaan hy dit doen? Wel, dis wat Handelinge 1 vers 8 sê. Nou, net baie vinnig, Handelinge 1 vers 8 kan ons net verstaan as ons die agtergrond uit Jesaja verstaan, waar daar 'n hofsaak is en God roep getuies om vir hom te getuig teen die nasies en hulle gode. Wie sy getuies? Israel is sy getuies. Maar Israel, sy getuies is blind en doof. Hulle het genesing en aanraking nodig. En dan lees ons daarvan in Jesaja, ons lees in Jesaja 42 vers 18 en 19 byvoorbeeld dat hulle blind en doof is. En dan lees ons daar gaan 'n individu kom wat gaan doen wat hulle nie kan doen nie. Spesifiek in Jesaja 49 vers 3 sê God, jy is my knegg. Hy sê dit vir 'n individu. Jy is my knegg Israel, en wie ek my gaan verheerlik. En van hierdie individu word in vers 6 van Jesaja 49 gesê, hy gaan die eindes van die aarde gaan bereik word. So Jesus gaan eerstens hierdie knegg wees. Maar nou gaan sy disippels, sy mense wat gevul is met die Gees, hierdie getuies wees. Hierdie knegg wees, hierdie getuies wees. Hoekom? Want die Gees bring die genesing, en weer eens in Jesaja is daar afbeeldinge van die genesing wat die Gees gaan bring, Jesaja 44. So hulle gaan genees word, sodat hulle die getuies kan wees wat die volk nie was nie, en wat Jesus gewees het. Dis nou moontlik vir mense wat gedoop word met die Gees, vervul word met die Gees, om hierdie getuies te wees wat God wou vir die volk. En net so terloops, het jy al gewonder,
Het jy al gewonder waarom Paulus met blindheid geslaan is? En dan word hy gedoop met die Gees en dan word hy die groot getuie van God. Paulus is in die kleine afbeelding van wat God met Israel doen en wat God wil doen. Het jy al gewonder oor die verskillende tale op Pinksterdag? Wel, is natuurlik 'n ommekeer van wat by Babel gebeur het, né? God gaan nou weer met die hele wêreld werk. Hy het in 'n sin nou net met een volk gewerk. Nou hoor almal in hulle eie taal die groot dade van God op Pinksterdag in daai verskillende tale. Babel word omgekeer. Die vuur wat op Pinksterdag kom, dis natuurlik die vuur wat ons al in die Ou Testament ontmoet. Ons het nie daarop stilgestaan nie. Ons dink aan die brandende bos waar God homself wys vir Moses in 'n brandende bos. Hy wat God is teenwoordig in die bos. Hy verteer nie die bos nie, maar hy is in die midde van die bos. En nou, elke individu op Pinksterdag is nou as te ware 'n tabernakel in die kleine waar God se teenwoordigheid rus. Ons sien in Handelinge 2 vers 30 dat Petrus in sy toespraak sê dat nou het Dawid gaan sit op sy troon, as Jesus opvaar met die hemelvaart. Hy sit op sy troon. En natuurlik, wat doen hy as hy op sy troon sit? Hy begin om sy tempel te herbou. Want dit was die belofte gewees. Wat is die tempel? Wel, dis die kerk, die Nuwe Testamentiese kerk van Efesiërs, waarvan ons lees in Efesiërs 2, waar ons lees, dis sy, die kerk is nou die woonplek van God, sy heiligdom. Julle kan dit maar self gaan lees, daar aan die einde van Efesiërs 2. So, dis wat ons kry. Jesus is die nuwe koning Dawid. Hy herstel sy tempel. Waar pas ons in? In watter bedryf leef ons? Wel, ons leef in die 5de bedryf. Ons leef in die 5de bedryf. Ons moet nou die wêreld ingaan met die boodskap van die koning wat nou op sy troon sit. Natuurlik in die res van die Nuwe Testament net baie vinnig kry ons veral die klem op hoe kom ek in die regte verhouding met God, né? Paulus wat praat oor regverdigmaking. Hy wys dat goddeloses kan nou in die regte verhouding met God kom deur die geloof in Jesus. Heiligmaking en regverdigmaking moenie omgeruil word nie, né? Ons sien dit baie duidelik by Paulus. Heiligmaking vloei voort uit regverdigmaking. En die riglyn vir ons heiligmaking. Die riglyn vir ons heiligmaking is nie meer die wet van Moses nie. Dis nou iets niets, né? Ons het nou 'n nuwe riglyn, die wet van Christus, om opofferend lief te hê soos hy. Alles het nuut geword. Alles het nuut geword onder die nuwe verbondsbedeling. Die hele wet het as te ware onder die kruis deurgegaan. Ons het 'n nuwe tempel, tabernakel, Jesus self. Ons gee onsself as offers, ons het nie meer 'n offer nodig vir sonde nie en so meer. So dis baie belangrik om te verstaan dat ons leef nou in die laaste bedryf en ons moet nou ingaan, die wêreld ingaan. So die eerste toneel is as te ware die verspreiding van die nuus van die koninkryk vanaf Jerusalem na Rome. Nou moet ons die nuus versprei na die res van die wêreld en uiteindelik as Jesus terugkom, het ons te maak met die laaste bedryf, die 6de bedryf. So ek vertrou ek het julle gehelp om net min of meer te verstaan hoe loop die verhaal. Daar's so baie wat ons nog kon sê, maar mag die Here vir julle help om te verstaan, ek as Christen leef in hierdie groot verhaal en my plek is om te vertel van hierdie koning en hoe ek in die regte verhouding met hom kan kom en hoe ek vir hom kan leef. Kom ons bid saam. Ag Here, baie dankie vir die een groot verhaal van die werklikheid. Ons eer U daarvoor. En ons eer U vir wat U vir ons gedoen het.